Welkom. Vandag vat ons jou na Omori in Tokio. Die bronne wat jy gedeel het, wys 'n plek wat baie ryker is as net 'n woonbuurt. Dis vol geskiedenis. Ons gaan so 'n bietjie dieper delf, jy weet, om daai boeiende stories en miskien die versteekte plekkies wat Omori so uniek maak, uit te lig. Ja, presies. Omori is fascinerend. Dis laag op laag, jy praat van prehistoriese tye tot, wel, moderne industrie. En die eintlike ding is hoe daai verlede steeds so half sigbaar is. As jy weet waarom te soek, natuurlik. Goed, so waar begin ons? Ek sien hier iets oor skildhuwels. En dit was blykbaar die begin van Japanse argeologie. Dis die plek, ja. In 1877 is daar hierdie Amerikaanse dierkundige, Edward S. Morse. Hy's op 'n trein naby Omori-stasie en hy sien hierdie, wel, laaskulpe in die grond langs die spoorlyn. Sy nuuskierigheid lei tot Japan se heel eerste wetenskaplike argeologiese opgrawing, die Omori-skulpheuwels. Sjoe, En dit gee ons 'n venster na die laat Jomon-tydperk. Ons praat duisende jare terug. duisende jare. Wat het hulle daar gekry? Was dit net skulpe? Nee, ook erdewerk, gereedskap van been en klip, duidelike bewyse van 'n antieke gemeenskap wat by die kus gebly het. Vir jou as besoeker vandag is die regte plek om dit te ervaar, die Omori Kaizuka Ruïnetuin. Dis 'n stil parkie, jy weet, weggesteek in die woonbuurte. Jy kan die skilplaas sien, dis onder glas, en daar's selfs 'n replika van 'n Jomon-hut waarin jy kan staan. Dis nogal iets om so aan die geskiedenis te raak. Goed, van die kus gepraat, dan spring die bronne nogal vorentoe na die Edo-tydperk. En seeweer, nori. Ja, nori, daai seewier wat jy in sushi kry. Kyk, dis 'n perfekte voorbeeld van hoe die plek se ligging sy storie gevorm het. Omori se kuslyn, daai mengsel van rivier en seewater, was ideaal vir nori-kweek. Vir eeue was Omori sinoniem met topgehalte nori. Hulle het dit basies vervolmaak hier. Die swart goud van Edo, né? Maar die bronne sê daai bedryf bestaan nie meer daar nie. Wat het gebeur? Ja, dis 'n hartseer hoofstuk. Dit het in die vroeë 1960s, ek dink is 1963, tot 'n einde gekom. Massiewe grondherwinning. Hulle het die kuslyn verander vir haweontwikkeling, deels ook met die oog op die 1974 Tokio Olimpiese Spele. En dit het daai ou nori-gronde vernietig. Ag, is jammer. So die nalatenskap is heeltemal weg. Nee, heeltemal nie. Die Omori Nori no Furusatokan, dis die Omori Seeweermuseum, is 'n moetsien, regtig. Daar's ou houtbote, gereedskap, partye selfs nasionale belangrike kulturele eiendom. Dit gee jou 'n ware gevoel vir daai verlore wêreld. En ek het ook gelees hulle probeer dit iewers weer aan die gang kry. Ja, by die Omori Furusato no Hamabe Park, dis so 'n kunsmatige strandjie daar naby. Daar probeer vrywilligers, party van die laaste nori-vissermanne, dit op klein skaal weer doen. Dis nogal aangrypend. Die storie van Omori bly draai. Die bronne noem toe 'n skip, die Kanren Maru. Wat was so spesiaal aan die een? Wel, die nori wys hoe Omori lank van die see geleef het. Maar toe kom die tyd dat Japan na die wêreld se oseane moes kyk. En juis hier in die 1850s, daar onstuimige Bakumatsu-tyd, bou die shogunaat een van Japan se heel eerste westerstyl oorlogskepe, die Kanren Maru. Dit was meer as 'n skip. Dit's 'n simbool van daai waghalsige sprong na moderniteit. So, dit was nogal 'n groot ding. Het dit belangrike reise gedoen? Absoluut. In 1860 het dit Japan se eerste amptelike diplomatieke sending na Amerika geneem. Topmanne soos Katsu Kaishu was aan boord. En is die eerste keer dat Japanese so 'n groot transpasifiese vaart grootliks self onderneem het. Om dit te probeer indink, is die Hainan-Mori Park die plek. Die skeepswerf was min of meer daar. Daar is 'n monument en jy kan oor die baai staan en jy verbeel hoe daai skip wegvaar. Terwyl daai skip nou die wêreld ingevaar het, het die industriële revolusie seker ook Omori bereik. Ek sien iets van 'n ou suikerfabriek. Ja, goeie punt. Nie ver van die park af nie, in Omori Minami, kry jy die oorblyfsels van die Meiji suikerfabriek. Hulle het dit in 1906 gebou. Dit was om suikerreet uit Taiwan, wat toe 'n kolonie was, te verwerk. So dis 'n teken van daai groeiende industriële en imperiale mag.
Die groot ding om te sien is die rooi baksteen pakhuise. Staan in dit leeg of? Nee, dis juist die interessante deel. Jy sal dalk sien 'n moderne koffiewinkel of 'n kantoor is nou deel van een van daai ou strukture. Dis 'n wonderlike visuele ding hoe die verlede en hede letterlik, saamvloei. En dan vir die meer onlangse verlede is daar 'n winkelstraat, Omori Ginza of Milpa. Presies, Milpa. Dit wat ons na die Showa-era, seker die 1930s en later. Hierdie is 'n Shotengai, 'n oordakte winkelarkade. Dis jou kans vir daai autentieke Shitamachi gevoel, die ou middelstad vibe. Anders as die blinkplekke, is dit waar die plaaslike mense inkopies doen. So dis nie regtig 'n toeriste-lokval nie, dis meer eg. Definitief. Klein winkeltjies wat al geslagte lank daar is, tradisionele eetplekkies, dalk 'n ouetjie saten koffiehuis. Dis nie glansryk nie, maar is die regte ding. Dis 'n lewende stukkie geskiedenis, so bietjie weg van die hoofpaaie af. So as ons nou alles saamvat, Omori is duidelik nie net een storie nie. Dis Jomon jagters by die see, Edo-handelaars met hulle nori, Bakumatsu diplomate wat die oseaan aandurf, Meiji industrialiste en dan die mense van die Showa winkelstraat. Hierdie plekke waar ons gepraat het, die tuin, die museum, die park, die pakhuise, die Milpa arkade, dis amper soos vensters na daai verskillende lae. Ja, presies. En dit laat 'n mens dink, nê. Hoe verander jou gevoel oor 'n plek as jy weet van hierdie diep, soms onsigbare geskiedenis wat net daar onder jou voete lê? As jy nou deur Omasari stap of sommer enige plek, watter ander stories lê daar weggesteek? Watter ekkos kan jy hoor as jy regtig luister? Dis iets om oor te wonder.